Daar is hy julle in ons reeks van bekeerning na volgeling, waar ons besig is om te kyk na die 15 geloofsdissiplines of geloofsgewoontes, wat in 'n volgeling van Jesus teenwoordig moet wees, voordat ons regtig waar kan sê, maar ons is 'n aktiewe volgeling, of ons is 'n disipel van die Here Jesus. Begin ons vandag met die tema, of die gewoonte of die dissipline van bestudering van God se woord. En ons temaatjie is, wanneer God praat, luister sy volgelinge. Miskien sou ek daar agter 'n vraagteken kon sit, maar kom ons kyk. Julle, die interessante ding is, en ek dink ons almal het dit al agtergekom, is dat ons luister na die stemme wat vir ons belangrik is. Is dit nie so nie? As jou dokter jou bel en sê, hoor jy, ons moet praat oor jou toetsuitslae, dan luister jy baie vinnig. As jou bank jou bel om te sê, ons moet praat oor jou rekening, dan luister jy net so vinnig. As jou vrou uit die kombuis uitroep, Jan, kom gou vinnig hier, dan kom jy baie vinnig. Dis basiese oorlewing. Maar wanneer God praat, gebeur daar iets vreemds. Ons sê, ons glo hy praat, maar dan baie Christene luister nie. En dis wat ons 'n bietjie vandag wil uitpak. Ons sê ons glo dat die Bybel is God se woord, maar vir baie van ons lê die Bybels van ons vir dae, soms weke, selfs soms maande onaangeraak. Ek wil julle vinnig net so iets merkwaardig oor die Bybel vertel, net om vir julle half ook statisties te kan verduidelik hoekom ons sê dit is God se woord. Nou, ek dink die meeste van ons weet dat die Bybel bestaan uit 66 boeke. Dis geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. Meer as 40 skrywers het in verskillende tye en kulture saamgeskryf aan hierdie Bybel. Konings, herders, profete, vissers, 'n dokter, 'n belastinggaarder en 'n voormalige Christenvervolger. Wie dink julle was dit? Paulus. Het almal saamgeskrywe aan hierdie ongelooflike boek. Hierdie boek is geskrywe oor 3 kontinente. Europa, Asië, vandag sal dit wees die Midde-Ooste, Europa, Asië en Noord-Afrika. Julle is in 3 tale geskrywe: Hebreëus, Aramees en Grieks. En tog, wanneer ons daarna kyk as 'n geheelbeeld, dan sien ons dat mense wat miskien hier en daar sou party van die skrywers mekaar geken het of ontmoet het, maar dis nie 66 boeke met los stories nie. Daar lê een teologiese verhaal dwarsteer die Bybel, van God wat geskep het, die mens wat val, God wat deur Jesus Christus ons verlossing bring, en dan uiteindelik, as ons kyk na die eindtye, dat die Here op die ou einde alles gaan herstel. En wat so ongelooflik is, daar is geen konsekwente teenstrydighede in hierdie groot teologiese raamwerk nie. Maar om dit nou vir julle regtig wiskundig statisties te sê, daar was 'n professor Pieter Stauner, hy en sy studente het gesê, okay, kom ons gaan kyk, wat is die statistiese kans as ons 8 profesieë vat en Jesus aan 8 Ou-testamentiese profesieë verbind. En dis wat hulle gedoen het. En toe die wiskundige formule waarby hulle uitgekom het, was dat 1 uit 10 tot die mag 17 is die kans dat een persoon net 8 Ou-testamentiese profesieë vervul. Nou, ek weet nie of julle weet wat is die inhoud van 1 tot die mag 10, 17 nulle nie. So ek gaan dit vir julle 'n bietjie beter kwantifiseer, sodat jy dit half kan verstaan. So kom ek illustreer dit vir jou. Ek gaan nou vir julle 'n kaartjie ook wys. Maar stel jou voor, jy vat R5 stukke en jy bedek die hele Noord-Kaap en die hele Wes-Kaap 60 cm vol van daardie muntstukke. En dan merk jy een van daai muntstukke, gooi hom in daai 60 cm Noord-Kaap, Wes-Kaap 60 cm hoog, meng dit so 'n bietjie, dan blinddoek jy jou ou en jy sê, kies vir my die regte ene. Die kanse dat hy daai regte ene gaan kies, is 1 tot die mag 10 tot 17 nulle. Dit is om dit te kwantifiseer. Dit is
as 8 profesieë aan een man gekoppel word soos Jesus. Weet julle hoeveel profesieë is aan Jesus gekoppel wat hy vervul het? Oor die 300. Oor die 300. So kan julle as 8 profesieë, gooi maar vir my die volgende skyfie, so daar kan julle sien, groen is Noord-Kaap, blou is die Wes-Kaap. So daar die hele area is gevul met 60 cm 5 stukke, waarvan 1 gemerk is. Wat is die kanse dat die woord van God en die profetiese woorde wat daar staan, nie deur God geïnspireer is nie? Dit is nie 'n onmoontlikheid. So wat ons op die ou einde sê is dat daar was miskien baie skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar, maar uiteindelik is daar net een outeur wat hierdie hele verhaal dra, en ons gaan dit nou in ons eerste puntjie sien, hoe dit gebeur het, dat hy deur sy gees gesorg het dat hierdie een wonderlike teologiese lyn van Genesis tot Openbaring daarin staan. En dit is alleen moontlik wanneer ons glo dat God deur sy gees dit geïnspireer het. En dis ook wat Paulus skryf daar in 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Met ander woorde, die Bybel is nie net 'n klomp antieke boeke nie. Dit is een goddelike verhaal wat deur baie menslike stemme vertel word. En dan kom ons eintlik uit by vandag se tema. Hier is die vraag wat elkeen van ons moet vra. As ons regtig glo dat God praat en dat hy praat deur sy woord, hoe gebeur dit? En ek kyk na myself ook. Hoe gebeur dit dat ons baie keer so min luister na sy stem? En een antwoord is, ons ken nie sy woord nie. En dis waarom ons gaan praat oor miskien een van die belangrikste dissiplines, en dit is die bestudering van God se woord. Julle sal sien, ek sê hierdie gewoonte is nie net die lees van God se woord nie. Dis nie net lees nie. Dis nie net daai versie vir 'n dag nie. Dis nie net vinnig scroll deur jou Bible app nie. Nee, dit is om doelbewus te luister wanneer God praat. Want, kom ons kyk hoekom. 1. Die Bybel is God se stem in ons wêreld. En dis waarom bestudering of Bybelstudie so belangrik is. Die Bybel is nie net 'n boek nie. In hierdie versie wat ons nou saam gelees het, staan daar in 2 Timoteus 3, vers 14 tot 17. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. So Paulus skryf hier aan Timoteus, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou kan wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En dan daai gedeeltjie, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Waarom? Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Die sleutelwoord, en julle sal sien, ek gaan net so enetjie terug, julle sal sien, die hele skrif is deur God ingegee. Nou dit is ons vertaling. In die oorspronklike Grieks staan daar theopneustos. En letterlik beteken dit, theo is God, pneustos is wind of geblaas. Dit is letterlik deur God geblaas. In Engels sê dit, it's God breathed. Met ander woorde, die skrif is nie net oor God nie. Dit kom van God. Jy kan hom maar nou aanskryf, dankie Elgard. Dit is God se asem wat deur menslike skrywers kom praat. En Paulus sê vir ons in hierdie verse wat ons saam gelees het, 4 dinge wat die woord van God doen. Lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. En die resultaat, en dis die belangrike resultaat, sodat die mens van God volkome kan wees. Met ander woorde, en dit is waarom hierdie gewoonte om die Bybel te bestudeer so belangrik is, met ander woorde, die woord van God vorm jou. Dit help jou om jou skepingsdoel te vervul. Die tweede ding wat belangrik is dat die woord wys vir ons wie God is. So die boek is nie maar net 'n boek vol mooi geestelike beginsels nie. Dit is 'n boek waar God homself aan ons kom openbaar. En dit is so belangrik. In Hebreërs 4 vers 12, een van my
geliefkoeste verse staan, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, die swaard van die Romeinse soldate in die Bybelse tyd, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar, van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So hier is die waarheid, en julle moet mooi hoor, want hy sê so lekker, wanneer jy die Bybel lees, lees die Bybel jou. Wanneer jy die Bybel lees die Bybel jou, en ek gaan vir jou sê, jy begin lees oor mense in die skrif, en skielik besef jy, maar dis ek. Jy lees oor trots, jy lees oor sonde, jy lees oor vrees, jy lees oor ongeloof, en skielik voel dit vir jou of God jou hart oopmaak soos 'n chirurg en jou hart vir jou openbaar. Want volgens Hebreërs 4:12, die woord van God sny ook deur die maskers in ons lewe. Een van my kollegas vertel die storie van 'n jong man wat vir die eerste keer die Bybel ernstig begin lees het. En na 'n paar weke kom hy by sy geloofsmentor en hy vra, hy verstaan iets nie. En die ou vra vir hom nou, maar wat bedoel jy? Hy sê, ek het gedink ek lees die Bybel om meer oor God te leer, maar dit voel vir my of die Bybel my ontmasker. En die mentor het gelag en vir hom gesê, welkom tot Bybelstudie, welkom by die bestudering van die woord. Natuurlik leer jy oor God, maar jy leer ook oor jouself, soos wat God deur sy gees jou eie hart in die proses openbaar. Die derde rede is dat die woord gee vir ons rigting in 'n chaotiese wêreld. Julle almal weet, veral met sosiale media, ons leef in 'n wêreld wat vol menings is. Nee, daar is elke dag iemand wat vir jou sê, of dit op TikTok of Instagram of mense is, of YouTube videoetjies is, wat vir jou wil sê, wat is die waarheid? Wat moraliteit is? Wat is reg en verkeerd? Hoe jy moet leef, en so kan ek aangaan. Maar die Bybel sê vir ons eintlik iets meer radikaal. In Psalm 119, die Psalm wat gaan oor die woord van God, in vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Let op die beeld, is eintlik 'n baie belangrike beeld. Hier word nie gepraat van 'n stadionlig waar jy myle kan sien nie. Nee, 'n lamp vir my voet. Nou in die antieke tyd, in die Bybelse tyd, het 'n lamp maar net 'n paar meter voor jou verlig. So jy kon eintlik maar net die volgende tree sien en die volgende tree. En dis die stap van geloof wat ons elke dag in ons lewens moet neem. God wys nie altyd die hele pad nie, maar hy wys die volgende tree. En daarin kan ons soveel, ek wil amper sê, rustigheid vind. So in hierdie chaotiese wêreld rondom ons, met al die verskillende stemme wat eintlik vir jou moet sê wat jy moet glo en wat jy moet doen, kom die Bybel dus en hy sê, hier is 'n objektiewe bron van waarheid. Dit gaan nie oor jou gevoel nie, dit gaan nie oor jou kultuur nie, dit gaan nie oor die tydgees van die dag nie, dit gaan nie oor nuus nie. Dis God se woord wat vir jou die volgende tree en die volgende tree kom wys. Nou die vraag wat ons dan moet vra, veral as ek dink alles wat ek tot dusver gesê sal jy kan sê, ja, maar ons glo dit. Maar as dit so is die volgende vraag, waarom lees so min Christene die Bybel? Ek dink daar's 'n paar redes. Daar's 5 redes wat ek som net wil uitlig. Die een is, dis 'n geestelike oorlog. Efesiërs 6:12 is ook 'n baie bekende versie, sê vir ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis en van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Soos julle kan sien, die 83 vertaling het net gepraat van ons stryd is nie bose magte. Die ou vertaling, en ek vermoed die nuwe letterlike vertaling, 2020 vertaling, kom gee die hiërargie wat daar is in die koninkryk van die duiwel. So, ek wil vir jou sê, Satan gee glad nie om dat jy 'n Bybel of Bybels besit nie. Hy gee om dat jy dit begin verstaan. Hy gee om dat jy dit begin leef. Maar as jy baie Bybel sê, dit pla hom nie. Want hy weet, solank hy Bybel voel, ek sê mos baie keer, party ouens se Bybel soos my visstokke. My visstokke het so dik laagstof, ek weet nie wanneer laas ek vis gevang het nie. Lyk jou Bybel miskien so? Daarom sal daar altyd dinge wees, omdat dit 'n geestelike oorlog is, wat jou gaan keer
om regtig die woord van God te bestudeer. Die tweede rede natuurlik is die busyness cycle. Ons besig wees. Ons leef in 'n tyd waar almal sê, ek het nie tyd nie. En julle, as ek kyk na die gejaagdheid van die lewe, dan wil ek amper sê, maar dis die waarheid. Maar kom ek gee vir julle nog 'n beter waarheid. Ons het tyd vir alles wat 'n prioriteit in ons lewe is. Dis 'n groter waarheid as die besig wees waarheid. Jy gee tyd vir elke ding wat 'n prioriteit in jou lewe is. Niemand, ek hoop nou nie, iemand gaan my nou verkeerd bewys nie. Niemand het vanoggend vergeet om sy selfoon te gebruik, om net vinnig te kyk hoe laat dit is, of vinnig 'n WhatsApp boodskap te kyk, om net te kyk wat gebeur. Ek kyk altyd wat gebeur in die Israel-oorlog, want ek volg vir Amir Tsarfati op Telegram. Wie van julle wat vandag hier so sit, het nog nie een keer jou selfoon vandag gebruik nie? Nee, steek op. Nee, steek maar op. Steek op. So, as jy nie gebruik het vir 'n alarmpie of wat ook al nie, ek wil vir julle sê, julle is so in die minderheid, en is miskien ook nie toevallig dat julle dit nie vandag gebruik het nie. Ek gaan julle nie let laat afkom van daardie feit nie. So, kan julle verstaan, as dit iets 'n prioriteit in jou lewe is, maak jy tyd daarvoor. Dit is so eenvoudig soos dit. Soos wat julle kan sien, is gym op hierdie oomblik nie 'n prioriteit in my lewe nie. Die derde rede waarom ons soms so sukkel is, die gebrek aan vaardigheid. Weet julle, in hierdie ene is miskien een van die belangrike redes waarom ons sukkel om nie met die woord van God besig te wees, bloot as om net te lees nie. Want baie mense sal met reg sê, ek weet nie hoe om die Bybel reg te bestudeer nie. En eerlik julle, dit is 'n regte probleem. Baie mense is gered, is gelowig, maar het nooit geleer hoe om die woord van God te lees nie. En dis iets wat ons kan regstel, om te sê, hy 66 boeke, het patriargverhale, het apokaliptiese literatuur, het die ongelooflikste poesie, het psalms wat verwonderlike geestelike beginsels vir ons wil leer. Daar is die profetiese boeke, die groot profete en die klein profete. Maar as jy dit nie weet nie, gaan jy ook nie weet hoe om die konteks van daai literatuur so te lees nie. En ons kan dit regstel, en jy kan dit regstel, want daar's baie goed aanlyn wat vir jou kan help, om te sê, wat is hierdie geestelike boek? Die laaste een is miskien ook, nee, is nie heeltemal die laaste een nie, is dat ons eerlik wees. Soms is dit nie Satan se skuld dat ons nie die Bybel wil lees nie. Soms is ons maar net lui. Is so. Somstyds is ons lui. Ons kyk makliker Netflix as om deur Levitikus te probeer lees. Is dit nie so nie? Die laaste ding wat ek wil sê, waarom lees so min mense die Bybel, is die vrees vir wettisisme, in Engels legalism, waar ons die opdragte en die beginsels van die woord wil navolg sonder om in 'n verhouding met die Here Jesus te staan. So mense wil sê, ek wil nie wetties wees nie, daarom doen ek nie hierdie goed nie. Maar julle dissipline of geloofsgewoontes is nie wettisisme nie. As dit wettisisme was, dan sou oefening wettisisme wees, die eet sou wettisisme wees, studeer sou wettisisme wees. Dissipline of gewoonte is eenvoudig om iets belangrik gereeld te doen. So kom ons sê vanoggend vir mekaar, as julle nog so ver met my saamstem, wat is nodig om die woord effektief te bestudeer? Ek dink daar's 4 dinge wat regtig vir belangrik vir jou is om die woord effektief te bestudeer. Die eerste een is om 'n begrip te hê van wat die Bybel regtig is. As jy vandag hier sit en jy glo, dis net 'n ou boek, oor die 2000 jaar oud, saamgestel deur 'n proses, gaan jy dit soos 'n ou boek behandel. Maar as jy glo, hier praat God, dan luister jy anders. So dit is belangrik, jou begrip van wat die Bybel is. Die tweede praktiese riglyn is, jy moet 'n behoefte hê om te verander. Baie mense lees die Bybel bloot vir inligting. Ek is soms verstom oor mense se Bybelkennis. Ek onthou van 'n vrou uit my eerste gemeente. Sy
die Bybel beter geken as 10 dominees saam. Dis 'n gesamentlike kennis oor die Bybel. Maar weet julle wat? Inligting is nie transformasie nie. Want met al die inligting was dit 'n moeilike ou tannie gewees. Baie moeilik. En ek was in my eerste gemeente, ek was nog 'n jong, onervare, pas nie meer 'n proponent nie. Pas klaar in die weermag. Ek het swaar gekry onder haar. Sy het die Bybel baie beter geken as ek. Maar haar lewe het getuig. Vir haar was dit bloot informasie. Want daar was geen transformasie in haar lewe gewees nie. God se woord bestudeer ons om getransformeer te word, om verander te word. Die derde praktiese riglyn is toewyding. Die woord van die Here verander nie ons lewens deur sporadiese af en toe kontak nie. Dit verander ons lewens deur daaglikse blootstelling. En dit bring ons eintlik by die vierde ene wat eintlik saamgaan met hierdie daaglikse blootstelling. Blootstelling selfs wanneer jy nie lus is nie. Want julle, kom ons wees nou eerlik. Ons is nie altyd elke dag lus om die Bybel te lees nie. Dit is dit. As jy sê dit is nie so in jou lewe nie, dan gaan ek jou maar so snaaks kyk. En sal sien. Daar's daar wat jy lus is en daar's daar wat die dag net so moeilik is en jy nie lus is nie. Maar dissipline, en dis wat tog wat dissipline of 'n geloofsgewoonte is, om te sê ek sal luister na God se woord selfs wanneer ek nie lus is nie. Dis wat 'n briljante atleet onderskei van 'n halfhartige atleet. Die briljante atleet gaan wanneer dit reën, hardloop hulle nog steeds daai snel lopies en daai hekkies en hulle oefen dit in die reën. Die ou wat sy hart nie daarna is, gaan dit nie doen nie. Sê ek wag vir 'n mooier dag. Maar wat is die een? Wie is die een wat getransformeer word? Die een wat dit ook doen wanneer hy of sy nie lus is nie. So, julle, kom ons maak dit prakties vir hierdie week. As jy nou vandag hier uitstap, wat moet jy doen? Ek wil vir jou sê, as ons, ekskuus tog julle, ek gaan nog hierdie ding omstamp, want ek tree elke keer om vas. As ons kyk, nou wat is die dinge wat ons weerhou van om regtig die Bybel te lees? En ons moet sê, kom, wat moet jy doen om as jy hier uitstap? Is identifiseer jou een groot struikelblok. Is dit tyd wat jy keer om die woord van God te lees? Is dit jou gebrek aan dissipline of gewoonte? Is dit afleiding, dat jy 'n bietjie aandag afleibaar? Is dit onsekerheid of wat dit ook al is? Skryf dit neer. Identifiseer dit, want ons wil die probleem oplos om weer met die woord besig te wees. En dan waar begin 'n ou? Begin met die evangelies. Miskien die maklikste evangelie is Johannes evangelie. Begin Johannes lees. 'n Hoofstuk 'n dag, nie 'n ou versietjie nie, 'n hoofstuk 'n dag. Maar lees dit nie vinnig nie. Lees dit nie om dit klaar te kry nie. Lees dit stadig. En dan die derde ding is, skryf een insig neer wat jy raak sien uit hierdie gedeelte. Een stukkie insig en miskien een stukkie toepassing. Met ander woorde, dis wat ek beleef die Here sê vir my. Hoe gaan ek dit toepas in my lewe? En dan die belangrikste, eintlik die ding wat jy moet doen voordat jy met die Bybel begin besig wees, is bid vir begrip. As ons glo die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer en ons glo die Bybel is sy eie uitlegger, dan is kan ons die Heilige Gees vertrou om vir ons insig, begrip te gee. Ek wil vir julle sê dat geen volgeling van Jesus word gevorm deur konferensies, podcasts, inspirerende aanhalingstekens. Dis alles mooi goeders, kan miskien selfs ondersteunende goed wees. Maar volgelinge van Here Jesus Christus word gevorm deur God se woord. En vandaar die tema, wanneer God praat, luister sy volgelinge. Ek wil vandag vir jou, en ek vra dit vir myself ook, nie as 'n prediker nie, maar ek wil vandag vir jou vra, as 'n medegelowige in Christus, wanneer laas het jy net stil gesit en geluister na God se woord? Nie vinnig deurgelees nie, nie gou geskandeer nie, maar net geluister, gelees
en probeer luister wat God vir jou sê. As jy 'n disipel van die Here Jesus wil wees, as jy regtig 'n volgeling van Jesus wil wees, gaan die woord van God gaan dit vir jou die volgende wees. Gaan jou kompas wees in die lewe, dit gaan jou dieet wees, dit gaan jou lig wees, dit gaan jou stem van waarheid wees. Want hier is die waarheid. Want mense wat God se woord hoor, wat dit luister, wat dit bestudeer, word mense wat God se wil doen. En mense wat God se wil doen, verander hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is net deur die werking van u Gees wat ons kan oortuig hoe belangrik u openbaring aan ons is, die woord van God. Daardie 66 boeke wat oor 1500 jaar geskryf is deur meer as 40 skrywers deur verskillende soorte literatuursoorte op 3 kontinente in 3 verskillende tale. En wat 'n teologiese lyn het van God se reis saam met sy kinders. En soms mis ons dit, Here, want ons bestudeer nie u woord nie. My gebed is vandag dat u vir elkeen van ons 'n honger vir u woord sal gee. Dat soos 'n babatjie melk nodig het om te oorleef, dat ons sal besef ons het u woord in ons lewe nodig, om ons te lig, te lei, te vertroos, aan te moedig, te reg te wys, te leer, om ons te begelei na intimiteit met Jesus Christus. Die een ding waarvan ons geskape is en waarvan ons soms so min ervaar en beleef. Dankie vir die kosbare geskenk van u woord in elkeen van ons se lewe. Ons vra dat u vir ons daarmee sal kom seën in Jesus se naam. Amen. Julle kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Ek dink daar's nog lekker koffie en goeders oor. Julle kan lekker saam koffie drink en nog 'n bietjie kuier. As jy gebed nodig het, kom hier na my regterkant, julle links voor. Ons sal vir julle bid. Maar ontvang God se seën en ek wil weer eens vir julle sê, die seën aan die einde van 'n erediens is nie om dit af te sluit nie. Dis om jou uit te stuur met die verwagting dat God vir jou wil seën. Want God is 'n seënende God. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.